Goeiemôre almal, dit is Woensdagoggend, vandag is dit die 1 Oktober, kan julle glo hierdie jaar loop vinnig uit. Dit is die jaar 2025, is 'n splinternuwe dag wat die Here aan elkeen van ons geskenk het in ons lewensboek. My naam is Sonja Gerber, vanoggend gaan ons so 'n bietjie gesels rondom worstelstryd. Nou soms is jy in 'n worstelstryd gewikkel, miskien het jou geloof jou in die steek gelaat, of jy is maar net nie op 'n goeie plek nie, en jy het hierdie stryd, en jy wonder hoekom dinge gebeur. Maar kom ons lees, onthou ons het 'n vyand. Sy naam is Satan, die duiwel, met vele name. Maar die Here is nog steeds daar, is ons krag en ons sterkte. Die Efesiërs 6 vanaf verse 10 tot 18 sê die volgende: Eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan jou voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met volharding en smeking vir al die heiliges. Dan wil ek Psalm 32 vir ons voorhou. Nou, jy wil tog skuldbelydenis teenoor die Here doen. Psalm 32, Psalm van Dawid, 'n onderwysing. Welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer, in my gebrul die hele dag. Want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed, Sela. My sonde het ek u bekend gemaak, en my oortreding en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe, Sela. Daarom sal elke vrome u aanbid in 'n tyd, as u te vinde is, ja, by 'n oorstroming van groot water sal hulle nie aan hom raak nie. U is die skuilplek vir my, u bewaar my vir die benoudheid, u omring my met vrolike gesange van bevryding, Sela. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog wil op jou wees, wees nie soos 'n perd, 'n muilesel, wat geen verstand het nie, wat 'n mens met 'n tem moet toom en 'n teel as jy hom tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierendheid sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges en jubel alle opregtes van hart. Dan 'n baie bekende gedeelte is Psalm 86, maar ek gaan net vers 15 tot 17 lees. Maar u Here is 'n barmhartige en 'n genadige God, lankmoedig en groot van goedertierendheid en trou. Wend u tot my en wees my genadige, gee sterkte aan die knegt en verlos die seun van die diensmag. Doen aan my 'n teken ten goeie, sodat my haters dit kan sien en beskaamd kan staan, omdat u, o Here, my gehelp en my getroos het. Wat sê Johannes 3 vers 16 en 17 vir ons? Want as jy sondebelydenis doen, dan moet jy tog glo. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar wat die wêreld deur hom gered kan word. My laaste gedeelte wat ek met julle wil deel, kom hier uit Romeine 10 verse 9 tot 12. As jy dus nou met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo sal nie beskaamd staan nie, want daar is geen onderskeid tussen Jood
en Griek nie. Dieselfde Here tog is Here vir almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat wanneer ons in hierdie worstelstryd gewikkel is en ons het hierdie stryd en ons dink, waar is God wanneer ek hom nodig het? Is die Here daar? Sien hy my raak? Sien hy my trane? Weet hy in wat se stryd ek gewikkel is? Here, wanneer ons net rustig raak en ons gaan deur die woord, Here, dan kry ons al hierdie bevestigings dat U met ons is. Here, vergewe ons wanneer ons twyfel in U. Here, vergewe ons wanneer ons nie op die regte pad is nie en ons so bietjie afgewyk het, Here, dat U ons net weer sal terugtrek, omdat U 'n liefdevolle, barmhartige God is. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.